Goeienaand en welkom by Baardberaad. Ons het vanaand so 'n spesiale gas. Ons kuier nou nie oor die Vuil rivier nie. Ons gaan kuier sommer ver oor die Groot rivier vanaand. Ons hoop julle kuier lekker saam. Vra gerus julle vra en kom ons almal geniet die program lekker saam. Nou vanaand is my spesiale gas oom Connie Bodenstein, al die pad daar van Karedou, daar in die kolonie. Goeienaand oom Connie. Naand Alwyn. Wil oom nie nou vir my en vir ander Transvaalers of Vrystaaters wat nou nie sommer hulle voete in die kolonie sit nie, net vir ons verduidelik waar in die kolonie is Karedou, want ek dink nou nie dis 'n dorpie wat al snyf getrap is deur Transvaalers nie. Alwyn, ja, dit is dalk 'n bietjie moeilik om dit te doen want dit is 'n vreeslike klein plekkie. Nou vir die mense wat 'n bietjie dalk bietjie meer liberaal is, in die 2020 COVID jaar was Karedou dorp van die jaar op daai program op televisie van net ek vergeet wat is hulle naam. Daar's nog so 'n program, Kwela. Was Karedou, so hy's nie heeltemal so van die kaart af nie, maar dis hier in die Oos-Kaap, ons is so 60 km van Jeffreys Bay af. Ons is deel van die Tsitsikamma en geweldig baie melkboere hier by ons in die omgewing, ander boerderye ook. Hier's baie mense wat ook met bye boer en daarom is hou ons daarvan om te sê ons sit in die land van melk en heuning. En ja, dit is, ons dorpie is klein, maar ons lewe hier en dit gaan goed en ons is dankbaar vir alles wat ons hier kan doen. Ja, ek moet nou sê, oom het nou al die melkboere hier van Transvaal en Vrystaat afgerokkel, want daai kant, ek het op 'n stadium ook so mal genoeg gewees om te dink 'n melkery is 'n goeie idee. Maar hier by ons moet ons die goed laat staan voer en daarso is die klimaat net reg vir 'n melkkoei en die goed te kan wei, mens kan hulle van die weiding af melk, wat daar by oom hulle word dit mos nie oorkoud of oorwarm nie. Ja, ons het 'n redelike gematigde temperatuur. Ek sê altyd dat in die winter is dit by ons warmer as by julle en in die somer is dit by ons koeler as by julle en dit maak dit lekker hier by ons, ja. Ja nee, dis nou presies dit waarvan 'n melkkoei hou. 'n Melkkoei wil nie koud kry nie en sy wil ook nie warm kry nie, so daai klimaat is nou presies wat 'n melkkoei soek. Maar ek het nou so 'n bietjie gelees of kom ons begin eers. Ons gaan nou vanaand gesels oor oom het 'n boek geskryf en 'n pragtige boek, Geskiedenis van die Afrikaner volk, 'n kort begrip. Maar ons sal nou 'n bietjie by die boek self uitkom. Maar oom is nie 'n kolonialer nie. Oom kom hier ook uit die Transvaal uit. Oom het hierdie lig aanskou. Ja, dis heeltemal reg, Alwyn. Ek is gebore in Potgietersrus, daar in die Limpopo provinsie en familie daar gebly en toe ek hoërskool toe moes, my pa was ook in die onderwys gewees en hy het toe 'n pos aanvaar aan die rand en om van die Bosveld af rand toe te skuif, min of meer net voor ek hoërskool toe is, was vir my maar 'n bietjie van 'n kultuurskok, maar 'n mens kom dit maar oor, dit gaan verby. Maar ja, my grondwortels lê daar en ek is selfs vandag nog, as ek moet kies, dan sal ek terug gaan Bosveld toe. Hoewel dit ook verander het mettertyd, maar ja, dis waar ek vandaan kom. Ek moet nou net een ding sê, ek het nou so vinnig of oom se boek nou nie heeltemal deurgelees nie, maar sommige uittreksels uit die boek wel gelees, maar dit is nou vir my snaaks dat oom wat nou daar uit Noord-Transvaal is nou verwys na Limpopo. Hier by Baardberaad praat ons nog van Noord-Transvaal, anders verdwaal ons as ons nou van 'n ander goed te praat. So oom kom af van Noord-Transvaal en Oos-Transvaal en Transvaal
praat. En ons spot oor die kolonie. Die Nee, kolonie is alles aan die verkeerde kant van die groot rivier. van die groot rivier, ja. Nee, dankie daarvoor. Dankie daarvoor Alwyn. Ja, ek het mens raak so gekondisioneer in die omstandighede van die tyd waarin ons lewe dat 'n mens nou maar dink jy spreek 'n klomp mense toe en jy moet nou maar praat in hulle idioom. Maar dankie vir die vergunning. Ek sal verseker daarvan gebruik maak. Ja, dan moet ek ook nou eers spog. Ek het die voorreg gehad om vir hom Connie die eerste keer te ontmoet by Parekraal en dit is nou vir my so lekker dat ons nou kan geskiedenis praat. Ek en hy het 'n bietjie verdwaal in die geskiedenis toe ons by Parekraal ontmoet het en gesels het. Want is al twee manne wat lief is vir die geskiedenis en dan kan hy ons nou nie anders nie. So dit was nou vir my 'n groot voorreg toe sy uitgewer my kontak en vertel van die boek. Ek het nou nie eens geweet oom Connie het 'n boek geskryf nie. Maar oom Connie, as ons nou so vinnig aan die boek kan raak, die geskiedenis van die Afrikaner volk, 'n kort begrip. Voor ons nou regtig oor die inhoud van die boek gesels, een ding wat vir my of twee goed wat vir my lekker is van die boek is eerste die pleklintjie wat hy in het. Jy weet, soos 'n Bybel, kom ek hou hom so, jy weet, daai lint wat jy nou kan die ding insit daar waar jy laas was gelees het. So dit maak dit maklik want ek verpes dit altyd om 'n boek se bladsye oortjie te moet vou, want die ander goed val uit om 'n ou se plek te hou. Maar dan aan die ander kant is hierdie boek is meer 'n naslaangids. Dit is nie regtig 'n boek wat ou nou gaan sit en noodwendig van hoek tot kant lees nie. Hoekom het oom juist die boek in so 'n formaat geskryf? Alwyn, ja, dit is nogal 'n langerige storie, maar nou wil ek daarom net vir jou sê, want ek het 'n hele klompie van die boeke al verkoop en daai rooi pleklintjie is vir my nuus. Ek dink jy's die enigste ene wat so 'n eksemplaar het. Ek vermoed is maar Johannes wat hom daar ingesit het. En ek self het nie so een nie. Maar ja, kom ons gesels miskien maar so 'n bietjie oor die boek se ontstaan, die oorsprong van die boek. Jy weet dat net 'n paar goed gebeur. Ek is nie een van daai mense wat op 'n stadium in my lewe besluit het ek wil 'n boek skryf nie. Daar's baie mense wat dit doen. Ek het nooit in my drome, wildste drome het ek gedink ek sal 'n boek skryf. Maar naarmate die nuwe Suid-Afrika gekom het en dinge begin verander het daar goed gebeur wat amper sê wat my verplig het in die rigting. Ek is 'n klompie jare gelede, seker so 10, 14 jaar gelede, het ek uit CVO skole en die omstandighede by CVO skole was ek genoodsaak om weer terug te gaan staatskool toe, maar rondom finansiële redes, vir finansiële redes. En toe het ek skool gehou hier in die Tsitsikamma by Laerskool Tsitsikamma en op 'n dag omtrent 10 jaar terug kom die skoolhoof na my toe. En hy sê vir my, omdat ek geskiedenis gegee het ook, en hy vra vir my of ek nie vir hom 'n boek het nie. 'n Ou geskiedenisboek wat die geskiedenis vertel soos toe ons op skool was. Trouwens, so tussen hakies, ek en hy is omtrent ewe oud. En want jou moderne boeke wat op die rakke beskikbaar is, het 'n heel ander perspektief oor die Afrikaner en oor die geskiedenis van die verlede. En toe sê ek vir hom, ja, ek het sulke boeke, maar ek is bitter jammer, maar ek laat hulle nie uit my hand uitgaan nie. Want die goed is hy druk uit, jy kry hulle nie meer nie, en jy weet hoe gaan dit met 'n boek, jy leen hom, jy kry hom nooit weer terug nie, en dis meer. Nou die middag toe ek by die huis kom, was ek met myself 'n bietjie ongeduldig geweest omdat ek vir hom so 'n antwoord gegee. Ek het sleg gevoel dat ek vir hom op 'n mooi manier probeer sê het, man, ek vertrou jou nie, jy sal nie my boek vir my teruggee nie. Aan die ander kant het ek geweet ek kan nie hierdie goed uit my hand uit laat gaan nie. En toe het dink ek het die gedagte ontstaan by my, maar moet ek nie dan vir hom 'n opsomming maak van wat in die verlede gebeur het
en dit vir hom gee nie. En onwetend dink ek het die ding by my begine broei. En elke dag as ek in die klas instap, en dit was in 'n staatskool en ek gee die geskiedenis volgens die syllabus, dan het ek geweet, hierdie wat ek vir die kinders hier moet leer, dis nie die waarheid, of dis 'n halwe waarheid. En ek dink half onwetend het ek sekere vereistes vir myself begin stel van so werk. En ek wil 'n paar dingetjies vir jou noem. Ek het byvoorbeeld daaraan gedink destyds dat ek moet dit met die hele geskiedenis dek. Dit moet nie net 'n gedeelte van die geskiedenis wees nie. My gedagte was ook ek moet omskryf dat hy gaan tot by 1994. Daar is stemme wat opgaan en sê maar ons moet daarna ook weer, daarna is 30 jaar al, ons moet dit, daar's 'n gaping daar in die verband. Ek dink volgende mense kan miskien daai gedeelte vul as dit nodig sou raak. Dan het ek ook vir myself gesê die boek moet kronologies loop. Want daar is so baie mense, so baie boeke, geskiedenisboeke, wat as hulle met 'n nuwe hoofstuk begin, dan tree hulle eers weer so 'n klompie jare terug. En dan begin hulle weer skryf en dan by 'n volgende hoofstuk weer dieselfde. En later is 'n mens as 'n leser half verward in wat het nou regtig wanneer gebeur. So my een van die besluite wat ek geneem het was die boek moet baie kronologies wees. Nou mens kan ongelukkig nie geheel en al konsekwent wees daarin nie, maar tog. 'n volgende ding waaraan ek gedink het was om te sê, maar die boek moet net die hoofmomente bevat van ons volk se geskiedenis. En jy weet, gewone ander geskiedenisboeke is baie dik en die skrywers verval in detail. Hulle voer geweldig baie detail in en 'n mens verstaan dit, want dit is historiese wat dit geskryf het. Nou, ek is nie 'n historikus nie in die ware sin van die woord nie. En daarom het ek gesê, hou dit liewer 'n bietjie kleiner, hou dit 'n bietjie bied 'n bietjie minder aan in die boek, sodat mense nie die draad verloor nie, dat hulle nie moedeloos raak nie, maar dat die boek kan vloei wanneer hulle lees. Want jy weet, mense lees ook nie meer. Dis nie meer 'n inding deesdae nie. En dan het ek gevoel dat as ek dit kort hou, dan kan iemand liewerster kennis neem van dit wat ek geskryf het, en dan as hy meer van 'n onderwerp wil weet, dan kan hy verder gaan navorsing doen, want dan het hy daarmee 'n basis van waar hy kan werk. Soos jy reg gesê, dis amper eerder 'n verwysingsbron. Na 'n bietjie eksperimentering het ek agtergekom dat om aan hierdie vereiste te voldoen van die goed moenie lang ingewikkelde hoofstukke wees nie, het ek so op 300 woorde afgekom. Is nie so maklik altyd om te sê wat jy wil sê in 300 woorde nie. Soms het ek, terwyl ek geskryf het, dit vir my gevoel, my 300 woorde is te min. Maar ek is dankbaar dat ek daarby gebly het, en nie besluit het om dit meer te maak nie. En en dan het ek gegaan en gesê, elkeen van hierdie stukkies moet sy eie opskrif hê. Dit moet 'n kort hoofstukkie op sy eie wees. En dan moet hy van die een na die ander, na die volgende ene, moet hy kan oorgaan. Op die ou einde was daar 109 van hierdie onderwerpe gewees. Wat dalk 'n bietjie lank kan wees, maar minstens gee dit 'n mens 'n greep op die geskiedenis. Kon ek ook toe ek klaar geskryf het, kon ek die 109 onderwerpe indeel in 4, 5, nou is ek self onseker, ek dink 5 tydperke waarin die geskiedenis opgedeel kon word. Ja, en ek het ons sal nou by die tydperke kom. Ek wil so 'n bietjie in die rede val. Goed, Terwyl ons nou gesels, ek sien nou Marleen Grindling het oom genaamd gesê vroeër, ek weet nie of oom haar ken nie, sy kyk saam met ons. En dan is daar Cynthia Smith Toerien op Bakkiesblad wat nou hierso in Brits vra,
Oom moet asseblief die boek vertaal in Engels ook. Sy sê sy kyk haar die kolonie uit Kaapstad uit en sy skryf dit nogal in Engels. So oom moet verbaas wees dat ek in my boere Afrikaans so kan verskriklik vanaf vertaal. Het oom al gedink om die boek in Engels ook beskikbaar te stel? Nee. Nee, dit is 'n gedagte wat ook glad nie by my opgekom het nie, maar mens moet maar kyk wat voorkant toe gebeur op die oomblik, soos ek sê, is dit 'n wille opdrag. Ek wil nou, ja, as oom se Engels enigiets soos myne is, ja nee, dan is dit nou groot. Maar wat nou lekker is van hierdie boek vir die mense wat nou nie noodwendig tel hoeveel woorde of weet hoeveel woorde is 300 woorde nie. In hierdie boek is dit omtrent so 'n bladsy of 'n bladsy en 'n half. En dan het die ding klomp opskrifte, so jy kan maklik die ding naslaan as jy ons sal nou 'n bietjie deur die tydperke werk. Maar wat vir my nou opvallend was, oom, ek het nou soos 'n hoender gepik aan baie goed. Ek hou van die geskiedenis, maar daar is sekere dele van die geskiedenis wat 'n ou uiteraard beter ken as ander, want 'n ou stel meer belang uit 'n van 'n sekere tydperk en ander wat 'n ou nie so goed ken nie, maar van hierdie kort stukkies wat ek gelees het, was vir my verskriklik interessant, maar daar's party goed wat ek nie van geweet het nie. Goed wat my verbygegaan het. En wat vir my lekker is, iemand wat nou nie heeltemal onbelese is met geskiedenis nie, kon ek nog steeds iets leer. Maar ek dink oom se boek, en ek dink dit is seker die mark wat oom opgerig het. Ek dink hierdie sal die perfekte boek wees vir, kom ons sê, 'n hoërskoolkind. Of iemand wat nou begin belangstel in die geskiedenis en sy tone wil nat maak. Ek dink dis 'n baie lekker boek, want dan kan hy, as hy deur die tydperke gebeweeg het en gelees het, dan kan hy nou besluit op watter tydperk wil hy fokus en watse boeke wil hy gaan lees om meer oor uit te vind. Was dit oom se gedagte agter die boek gewees? Ja, definitief was dit my gedagte gewees. Mense moet kom ek sê vir jou, een van die ander vereistes wat ek aan die boek gestel het, is dat my aanvanklike gedagte was gewees, die formaat van die boek moet van so 'n aard wees, dat 'n mens hom hier bo in jou hempsak kan indruk. En dan as jy ry, en jy kom by 'n plek, jy weet, as 'n mens nou te sê net maar van Kraddock af Port Elizabeth se kant toe beweeg, en jy kom daar by Koekhuis, dan is daar 'n bordjie wat sê, Slagtersnek. En ek wonder hoeveel mense het al daar verbygery en dit gelees en weet nie wat daar gebeur het nie en weet van Slagtersnek niks. En dan het ek gevoel dat as die boekie kan uitkom en jy kan net die basiese inligting gee oor Slagtersnek. En die persoon kan daar stop, vrou en kinders klim af en hulle kan gou daar lees wat het by Slagtersnek gebeur en dan kan hulle opgewonde daar raak daaroor en as hulle voel maar hulle wil meer daarvan weet, nou ja, daar is Google word en dit kan ander boeke wat nader getrek kan word en so raak mense kennis van die geskiedenis dan brei dit uit. Maar hierdie boekie vir my is net 'n vertrekpunt. Ja, ek moet nou sê as ek nou kyk as jy 'n van soos de Klerk in die moderne geskiedenis het, dan gaan dit maar moeilik met volksake, maar ek dink ek is 'n afstammeling van teens de Klerk daar by Slagtersnek, so ek sal daar by Koekhuis moet gaan draai, want ek dink ek is meer van sy nageslagte as die Liewerwetse ou. Maar ja, kom ons kyk. Ja, ek gaan so vinnig en dan kan ons so vinnig net oor elke ding gesels, want ek het so ietsie te sê dalk oor elke ding. Oom begin die boek met die eerste, kom ons sê die eerste hoofstuk wat dan onderafdelings het, gaan oor die era voor volksplanting. En ek het dit nogal baie gewaardeer, want meeste geskiedenisboeke wat ou lees, begin in die Kaap. En dit begin toe Jaffa Riebeeck hierso met sy skippies aangekom het en hy het sy snoepie oopgemaak en daar begin die ouens die geskiedenis vertel. Maar oom raak tog nog aan die vervolging en hoekom die ouens gevlug het uit die verskillende lande en dat ons as protestante hier geland het in die Kaap. En ek dink dit is vir my 'n stukkie voorgeskiedenis wat baie mense miskyk. Maar oom kry dit reg om dit as ek so vinnig kyk, is omtrent so 6 bladsye
dit raak te vat en die essensie uit die saak uithaal. Wat het oom laat besluit om juist te begin voor volksplanting? Wel, dis natuurlik so, en ons as Afrikaners moet dit besef, dat ons stam ons voorouers kom uit Europa uit. Dis waaruit ons stam. En ons is nie uit Afrika nie. Ons is uit Europa. Maar daar was bepaalde redes gewees hoekom ons voorouers hierheen gekom het. En baie daarvan het te doen, soos jy nou tereg gesê het, met die vervolging van die gereformeerde geloof. En daarom het ek ook, jy sal sien, ek het 'n stukkie geskryf oor Portugal, want hulle het met die skepe begin. En dan het ek geskryf oor Duitsland, en dis waar die reformatie begin het. En dan het ek 'n stukkie geskryf oor Frankryk, met die vervolging van die gelowiges daar, en hoe hulle gevlug het Nederland toe, om van die vervolging los te kom, en dan die goue eeu van Nederland, waar hulle begin het om handel te dryf oor see, en hoe die volksplanting dan plaasgevind het. So, uit hierdie verskillende volkere in Europa, het uiteindelik die Afrikaner volk ontstaan. Ons taal is beïnvloed deur hierdie volke, behalwe miskien nie so sterk deur die Portugese nie, maar deur die ander. En daarom het ek gevoel, laat ons net seker maak dat ons weet waar ons vandaan kom en hoekom ons voorouers hier naartoe kom. Ja, dit was vir my moet ek sê treffend om daar te begin, want lees oor nou ontgaan die naam, is dit Kristalnag. Jy weet die groot nag van die vervolging. Ja. En baie mense, soos ek sê, mis dit, en miskien in die kerk een keer 'n jaar, as die dominee hier so Oktober maand rond daarvan preek, nou hoor so 'n bietjie, maar jy weet nie regtig waaroor dit gaan nie. Dan kan mense 'n bietjie meer gaan raak lees daar. En dan die volgende hoofstuk van oom is dan nou die era van die VOC, want nou natuurlik het ou Jan vir die snoepie gewerk, maar die snoepie het 'n ander baas gehad. Ou Jan was net die gesig agter die toonbank, as ou dit nou so maklik stel. Maar dan verduidelik oom die hele gedeelte van die VOC en hoe die vryburgers ontstaan het en die probleme wat die ouens gehad het daarmee, en die hele begin van die volksplanting en hoe dinge van daar af weier getrek het. Ja, alwen die VOC uit die aard van die saak was die mense wat die volk laat begin het hierso, kan ons amper sê. Baie mense maak die fout om te sê dat Jan van Riebeeck was die volksplanter. Hy was nie eintlik regtig die volksplanter gewees nie. Hy was, maar soos jy sê, hy het sy snoepie kom oopmaak. En dit was nie sy idee gewees om dat hier 'n nuwe volk moet ontstaan nie. En tog het daar dinge gebeur in die tyd van die VOC. Die een wat vir my die lekkerste, ek kyk nou net gou hier in my boekie, nommer 13, op bladsy 31, die gedeelte oor ek ben een Afrikaner, waar Biebold die uitspraak gemaak het, en as 'n mens dit lees, dan word jy so lekker warm hier in die hart, wanneer hy gesê het, ek gaan nie terug Nederland toe nie. Die landros kan my maar in die tronk sit, en hy kan my maar slaan, ek gee nie om nie, maar ek bly hier, ek gaan nie terug nie. En dan sê ek ook daar, dat baie mense beskou dit as die beginpunt van ons Afrikaner volk. Ek stem nie heeltemal daarmee saam nie, dit was maar 'n geïsoleerde geval, maar die interessante is, dat dis die eerste opgetekende geval van die woord Afrikaner. En en dan daarna, my persoonlike standpunt is, dat die Afrikaner sy ontstaan, sy geboortetyd, sal ek eerder sê, het gekom met die opstande van Graaf Reinet en Swellendam, ook hier in die 1700s, en
ja, dan daarvan af het dit dan nou verder gegaan. Ek moet nou sê is ek weet oom het nou, ek sien oom se gesig soos ek nou gesê het, het omtrent soos myne gelyk toe die ouens praat van die ding in Engels vertaal. Maar ek dink oom gaan dalk 'n vertaler moet aanstel, want ek sien Gwen Baxter sê baie dankie vir hierdie gesprek. Ek stel beslis belang in 'n Engelse vertaling, sal dit waardeer. Maar ek dink oom as hy nou so 'n bietjie van die punt af, ons sal nou weer terugkom by die boek, maar die Engelse vertaling, alhoewel ek nou nie oor lief is vir die rooi taal nie, dink ek dit kan tog baie waarde toevoeg, veral as mens sien hoeveel van ons mede-volksgenote sit in die buiteland, en hulle kinders word Engels groot, hulle kinders praat Afrikaans uit selfverdediging, hulle praat Afrikaans soos ek Engels praat, en ou kan dalk daai kinders beïnvloed, as hy hopelik eendag weer hier in Suid-Afrika kom draai, dan het hy daar 'n agtergrond. Ek dink oom gaan hierdie moet ernstig oorweeg. Oom het nou mooi verduidelik van hoekom oom die boek geskryf het, so ek dink daar's nog motivering om hom in Brits te vertaal. Goed, ja, soos jy reg sê, ek self sal dit nie doen nie. Ek sal my hand daaraan waag nie, maar miskien is daar iewerster iemand met waar ons as 'n span kan saamwerk om bietjie gedagte aan die saak te gee. Maar ek is bietjie ongemaklik daarmee op hierdie stadium, en ek dink ook ons moet nou in die gesprek dit nie meer aanroer nie, maar ek sal definitief daaraan dink. Ja nee, ek sê net wat die mense vra oom, ek is die boodskapper. Ja. Maar die volgende gedeelte in die boek is dan nou die wat oom noem die era van die Engelse. Dit is nou natuurlik van hulle die eerste keer Jan se snoepie kom vat het, hulle het hom nie net geplunder nie, hulle het sommer die hele snoepie kom vat, en die geskiedenis wat daarna gebeur het, tot nou die tweede anneksasie daarvan, en dan nou, wat mens nou, ek sien oom sê ook die grensoorlog, die oudtydse boeke het mos nou anders gepraat, maar dan nou van die grensoorlog tot by die 6de grensoorlog, toe daai ek weet nie of hulle toe al boere was nie, maar ons noem hulle maar boere, toe hulle nou gesê het genoeg is genoeg. Ja. Een van die goed waarmee ek bietjie geworstel het toe ek die boek geskryf het, was die verskillende terme, Engelsman, Engeland, en daarteenoor dan nou Brittanje, en Britte, en Brits, en Groot-Brittanje, en so meer. En die goed kan redelik tegnies raak. So, ek het toe net op 'n stadium gevoel, nee, ons is Afrikaners, ons is lief vir ons geskiedenis, ons wil weet wat het in ons geskiedenis gebeur, ek gaan bloot net praat van Engelse. Ek gaan nie die onderskeid maak nie, dis Engelse, en dis Engeland, en hulle praat Engels, en ja, en so het ek hulle getipeer in die boek. En ja, dan kom die gedeelte van die Engelse en al die probleme wat ons voorouers met hulle gehad het, van die oosgrens af en die grensoorloë, soos jy reg sê. En dan, ja, daar het baie goed gebeur, onder andere ook die Slagtersnek rebellie daai tyd. En dan, ja, tot op die stadium wat ons voorouers dan nou besluit het, hulle gaan nou trek. So daai is vir my die era van die Engelse, hoewel die Engelse ons nog baie moeilikheid gegee daarna. Ekskuus jong, hier's 'n agtergrond geluid hierso, hoor jy hom? Nee, wat? Nee, ons hoor vir oom duidelik. Hoor jy niks? Nee, ons hoor oom duidelik. Hier's 'n kat wat nou baie hard raas hierso in die agtergrond. Jammer daaroor. Alwyn. En dan het ek dit afgesluit by die 6de grensoorlog. Want daarna, soos ek sê, was die Engelse nog hier gewees, het hulle ons baie moeilikheid gegee, maar dan was dit eerder die tyd gewees van die groot trek. Ek gaan tog vir jou vra om net 'n oomblik my te verskoon asseblief. Ek hoop nie jy gee om nie, jy moet maar so 'n bietjie gesels met die mense so. Nee, dis reg, ons verskoon oom vir so 'n wyle daar. So terwyl oom kon nie daar, lyk my 'n kat aan 'n nek gaan beet kry.
die volgende gedeelte van Oom Connie se boek, soos hy nou juist gesê het, is nou juist die gedeelte wat hy gesels oor die groot trek. Nou weet ek, baie van die ouens wat ek mee te doen kry, se groot geskiedenisbelangstelling lê gewoonlik of in die trekker geskiedenis wat daar gebeur het, of dan wat daarna gebeur het met die Anglo-Boereoorlog en die tyd daar rondom. Maar daar's 'n groot behoefte, wil ek amper sê, oor kinders van die groot trek, maar oom het nou so flissies vir my vertel van, dit is ook een van die redes hoekom oom juis hierdie boek geskryf het, toe oom gevra het vir 'n leerling, ek kan nou nie onthou 'n standaard, hoeveel leerling was dit gewees, jy weet, wie was Dirkie Eis, en toe kon sy nou nie lekker antwoord nie. Alwen, ja, kom ons gesels miskien so 'n bietjie oor die saak. Daar was meer as een so 'n geval, en vir interessantheid wil ek dit graag aanroer. Die eerste het gebeur nadat ek afgetree het, soos ek net nou gesê het, was vir 'n paar jaar weer terug in staatsonderwys gewees. En met die wat ek afgetree het, toe ek so gou as wat ek kon weer terug in die CVO skool ingewees, om daar geskiedenis vir ons kinders te gee. En ek was skaars terug gewees, toe stel ek 'n vraestelletjie op, en ek gee dit vir my kollega, en ek sê vir haar, wil jy nie net gou vir my bietjie modereer nie? Ek is die enigste een wat op daai stadium toe nog geskiedenis gee in die skool, so uit 'n korrekte geskiedenis-oogpunt was dit nou moeilik geweest om iemand te kry om daarna te kyk. Maar nou gaan dit oor kommas en punte en spelling en hoofletters en daai goed wat reg moet wees in 'n vraestel. Ek gee vir haar die vraestelletjie en sy werk daardeur en sy gee hom vir my terug. En sy korrigeer die woord, die name Jopie Fourie. Sy dog toe dis 'n tikfout en sy verander dit op die vraestel na Japie Fourie. En toe ek dit sien, toe besef ek, hier het ons, dis nie meer 'n kind nie. Sy's nog wel baie jonk, maar dis 'n onderwyseres en sy staan voor kinders in 'n CVO skool. Hierdie gaan nie werk nie. En dit was, ek wil amper sê, dit was die vonk in die kruitvat gewees vir my om te begin skryf. Nadat ek die boek klaar geskryf gehad het, dit was verlede jaar, kom daar 'n onderwyseres by ons skool aan, 'n studente-onderwyseres, so aan die ander woorde, sy is nog besig met haar studies, en sy moet 'n kritles aanlyn doen vir haar dosente, en dit moet in geskiedenis wees, en sy kom na my toe en vra ek moet haar help. En toe sy by my kom, toe kyk ek gou in die boekie, in die kinders se boeke, en ek sien die volgende les wat hulle moet doen, gaan oor Dirkie Eis. Nou, Dirkie Eis is 'n baie heerlike onderwerp vir 'n kritles. En ek sê vir haar, ja, kom ons vat hom, ek sal jou help. Ons begin gesels, en toe ons so gesels, toe kom ek in haar lyftaal agter, sy's nie heeltemal by nie. En ek vra toe sommer so uit die vuis uit vir haar, juffrou, nou nie name noem nie, maar juffrou, weet jy wie was Dirkie Eis? En sy skud haar kop so stadig en sy sê, nee oom, ek het nog nooit van Dirkie Eis gehoor nie. Mens kan nou sê dis skokkend, jy weet, maar dis nie skokkend nie. Dis die realiteit. Dis die tyd waarin ons lewe. Jy weet, die geskiedenis is in die staatskool se syllabus is net uitgeskryf. Hulle het dit net nie meer gedruk nie. Dis nie beskikbaar nie. So hoe moet ons kinders dit nou weet, behalwe as die kind in 'n CVO skool is? En nou ja, dieselfde jaar, verlede jaar, toe kom daar 'n nuwe kind in ons skool in. 'n Kind met 'n pragtige boere naam en 'n opregte boere van, en sy kom uit 'n ordentlike Afrikaanse staatskool daar in, moet jy gesê, ek moet nie sê Limpopo nie, ek moet sê Noord-Transvaal. In Noord-Transvaal, en eintlik Oos-Transvaal, kom sy by ons skool aan. Nou kom sy's in graad 9, en
ek begin 'n bietjie gesels met haar. Ek wil net agterkom nou wat het hulle gedoen en wat moet ek nog met haar behandel en hoe ek moet net weet waar is sy. En ek vra vir haar op 'n stadium, nou sê vir my hoe is jou siening van ons volk, die Afrikaner volk? Wat is jou standpunt, jou mening daar oor ons volk? En sy sê vir my, meneer, die Afrikaner volk is 'n slegte volk. En die Afrikaner volk het 'n verskriklike klomp slegte dinge in die verlede gedoen. En ons moet maar net daarmee dit so aanvaar. Nou dit was ook 'n redelike skokkende wekroep gewees vir my om plan te maak met hierdie boek, sodat dit in meer mense, volksgenote se hande kan kom, spesifiek die kinders, maar nou soos jy nou gesien het in die voorbeelde wat ek genoem het, ons jong werkende Afrikaners sit met dieselfde probleem, hulle ken dit nie meer nie, dis amper maar net ouens wat lyk soos ek, wat nog, jy weet, presies weet en dit in die skool gekry het. So dit het my redelik gemotiveer om te begin werk en hierdie boekie klaar te maak. Ek is nie altyd my hart was nie permanent binne in die boek gewees nie, ek was met ander dinge besig, maar hierdie goed het vir my gesê, maak gou, dit moet begin gebeur. Ek dink dit is vir my een van die goed wat ook vir belangrik is, dat oom uit hierdie gedeelte uit, het oom die gedeelte vir die Defekane of Mefekane dan, hang nou af of Sotho of Zulu, dit bespreek en hoe die binneland wat ons nou Kwansys nou hierdie verskriklike baie grond sou van kon steel het, eintlik ontvolk is deur Zulus wat Zulus doodgemaak het, en Sothos wat Sothos doodgemaak het, en Zulus wat Sothos doodgemaak het. Jy weet maar die ouens in die rooi oorpakkies wat op en af spring op 'n verhoog, sê dit, en dan is die kinders, soos oom nou gesê het, wat nou vertel, ons is hierdie slegte volk, glo dit, want al wat hulle doen is, hulle kyk op 'n blerrie skerm, en hulle lees nooit 'n geskiedenisboek, om te kan antwoord, om te sien die ou praat sterk nie. So dit is hoekom hierdie boek vir my soveel waarde het, en dis hoekom ek dink dat ten minste, soos ek sê, ek is nie heeltemal onbelese met geskiedenis nie, maar hierdie boek gaan definitief 'n ereplekkie hê, want dit is 'n lekker, maklike naslaanboek op my boekrak. Jy weet, elke staatskoolkind het veronderstel om so 'n boek te hê. En selfs die kinders wat in CVO skole is, dis 'n lekker, maklike naslaanboekie, en soos ek sê, jy kry inligting daarin wat ek op ander plekke nie noodwendig al raak gelees het nie. So ek hoop hulle gaan nog baie van hierdie boeke by oom koop. En nou die era van die trek, ek gaan nou net so vinnig, ek het nou van die Defekane genoem, nie alles nie, maar weet, oom bespreek Vegkop, oom bespreek Piet Eys, en dis nou daar waar die Dirkie Eys vandaan, of jy weet, bietjie later by 'n Taleni, waar Dirkie Eys dan natuurlik vandaan kom, en dan deur die gelofte en deur Bloedrivier, word alles lekker opsommend vasgevat, in hierdie boek, en dan om die trek, of oor te gaan daar, word dan die era van die Boererepublieke is die volgende, kom ons noem dit hoofstuk in die boek. Ja, die era van die Boererepublieke is dan nou die tweede laaste gedeelte in die boekie. Die laaste een is die moderne era. Ek wil tog net iets noem daar, Alwyn, wat na aanleiding van dit wat jy sopas gesê het, omdat die boekie nou maar pas omtrent 2 maande, 2,5 maande beskikbaar is, het ek uit die aard van die saak nog nie vreeslik terugvoer gekry nie, maar so hier en daar tog 'n bietjie al. So het ons by ons kerk in ons gemeente, is daar 'n persoon, ook omtrent so oud soos ek, en hy het te hore gekom van die boekie, en hy het een by my gekoop, en seker omtrent so 3 weke daarna, kom hy terug na my toe, en hy sê vir my, ek soek nog van daai boek van jou, ek wil 3 hê, want my kinders, wat uit die aard van die saak al groot mense is, moet elkeen afskrif of 'n eksemplaar van jou boek hê. Ek beskou dit as baie, baie belangrik. 'n Kollega kom na my toe en sê, ek soek 8.
nadat sy die boek in die hand gehad het en sê, nie net my kinders nie, maar my kleinkinders moet elkeen 'n eie eksemplaar besit. So ja, ek dink dit is dit ek wil nou nie probeer om my boek hier te promoveer nie, maar ek dink dis belangrik dat ons kinders en ons kleinkinders werklik hierdie boekie sal hê om 'n goeie fondasie te kry, 'n goeie fundament te kry van ons volkse geskiedenis en op die pad vorentoe. En hulle lees dit, hoor, want 'n ander geval in die klaskamer nou die dag by die graad 8 vra ek vir 'n kind om 'n sekere begrip te verduidelik, geskiedkundige begrip. Hy doen dit toe baie pragtig en dan sluit hy sy verduideliking af met en dis mos presies soos meneer dit in meneer se boek ook verduidelik. So hy word gelees en ja, ek dink hy word gebruik en ek is dankbaar daaroor. Goed, jy wil hê ons moet 'n bietjie aangaan na die era van die Boererepublieke? Ja, kom ons gesels dit gou. Ek sien hierso Koot het hierso 'n peiling op YouTube gesit oor is jy lief vir die geskiedenis? En ek sien dit was nou so 86% ja, ek sien hy staan nou 88% ja. Maar nou wil ek vir daai klomp sê, niemand sê nee nie en 'n paar sê nie regtig nie. Nou wil ek sê, as jy lief is vir geskiedenis en jy sê nie regtig nie, is hierdie, in beide gevalle, is dit die boek om te hê. As jy sê nie regtig nie, gaan hierdie boek jou net lus genoeg maak vir geskiedenis, sonder dat jy jouself moeg lees daaraan. Soos ek sê, die goed is so kort, dit is amper, ons is mos deesdae in die tegnologie vasgevang. Dit is soos om 'n langerangige wat sê die A-boodskap te lees en dan jy die ding klaar gelees. So dit vat nie baie van jou tyd nie. So as oom nou nie die boek wil promoveer nie, dan sal ek dit sommer doen. Maar wat interessant is, as ons nou na die volgende era toe oorgaan van die Boererepublieke, nou soek ek die stuk hierso en ek kry dit nou nie so vinnig nie. Ek wou gesê een van die onderpunte is ander Boererepublieke, waar oom raak aan 'n paar republieke en nou moet ek sê is ek dink ek kan daarom so uit die vuis uit so stuk of 14, 15 Boererepublieke noem, maar nou sien ek oom het 3 Boererepublieke wat ek nie eens van geweet het nie, wat oom sommer so genoem het in die in oom se opsomming. En dis wat vir my so lekker maak van die boek. Jy dink jy weet iets en dan kom jy agter jy's toe nou nie so oulik soos wat jy gedink het nie. Maar dit is tog goed dat oom bietjie daarin ook geraak het. Alwen ja, omdat die Afrikaner 'n volk is wat vryheid nastreef en nie verkneg wil word deur imperialiste en ander maniere waarop hy regeer moet word nie, het die kwessie van die republiek vir ons voorouers baie betekenis gehad. En nou weet jy ook, hoe is ons Afrikaners? Die oomblik as ons krapperig voel oor 'n ding, dan gaan doen ons eie ding. En 'n mens kan dit in 'n negatiewe lig sien, maar mens kan dit ook in 'n positiewe lig sien. En dis hoekom hierdie goed ontstaan het, hierdie republiekies. Daar was verskillende redes gewees, verskillende ontstaansredes vir hierdie republiekies gewees. En dit onderstreep net vir my die geweldige vryheidsgevoel wat daar by ons mense is. En dis maar ook hoekom ek dit ingebring het. Dis baie interessant. Party van hulle was baie kortstondig, ander het 'n bietjie langer aangehou. Sommige van hulle het hulle eie vlae gehad. Sommige van hulle het selfs hulle eie presidente gehad en dis meer. Op die ou end het hulle maar weer in die groter geheel van die volk opgegaan. Maar ek dink dis belangrik dat ons kennis neem daarvan en dat ons moet onthou dat die bestuursvorm republiek is eie aan die boerevolk. Ja, dis nou nogal interessant hoe dit nou so mooi verduidelik. Ja, die meeste van die republieke het nou natuurlik
opgeneem in die ZAR, wat dan nou maar Transvaal was of in die Vrystaat, maar al die kom ons noem dit lande wat geskep was almal republieke gewees. Waar die Engelse nou kolonies gehad het wat onder die Britse kroon moes voorlaag buig, het al die was al die state wat gestig is deur die boere was almal republieke. Tot ek weet nie van een staat wat gestig is wat nie 'n republiek was nie. Nee, ek is ook nie bewus van so iets nie. Nee, glad nie. En oom het nogal mooi die oorsprong verduidelik. Ek weet nie of oom so uit die kop uit kan onthou van die republiek, hoe dit saamgestel is nie. Of die woord, die oorsprong van die woord. Ja, die oorsprong. Die oorsprong van die woord. Ja, dit kom uit die Grieks uit. Res beteken saak. En publica beteken die mense. En die res publica het dan nou republiek geword. Dis die saak van die mense. Uit die volk vir die volk. Is die regeringswyse. En uit die aard van die saak is dit 'n demokratiese benadering wat hulle gevolg het. Nou oor demokrasie kan ons seker ook geweldig baie praat. Ek dink nie ons moet onnodig tyd mors daarmee nie. Maar die kwessie van demokrasie het ek 'n probleem mee. In die sin dat wanneer jy met 'n homogene groep mense werk, dan kan demokrasie slaag en dan kan dit werk. Maar in 'n heterogene gemeenskap is demokrasie net 'n woord, is net 'n gedagte en hy kan nie ordentlik neerslag vind in die praktyk nie. Ja, terwyl baie mense nou gretig is om oor wat is dit 2 weke of wat in 'n ry te gaan staan. Dink ek hierso by ons gaan ek dink hulle moet die republiek dalk uithaal uit die RSA uit, want deesdae is al publiek wat se stemme gehoor word is our peoples en jy weet dit is nou ou Cyril se our people en nie our people se our people nie. Soos oom jy sê, die regeringsvorm het in 'n geval ontstaan uit homogene gemeenskappe uit en toe probeer hierdie ouens dit nou oral afdruk, maar nou moet ek sê ek kry gewoonlik raas by my vriende en by my kollegas hier by Boer Media dat ek die oues met die minste takt op die span so nou en dan haal hulle die sweep uit om my 'n bietjie meer takt te gee. Nou een van die stukke wat ek nou met baie minder takt sou geskryf het as oom noem oom nou diamante en dit gaan nou maar basies oor die ontdekking van die diamante en nie die steel van rykdom nie. Ek dink oom kon dit soveel ander goed genoem het. Ja, jy weet Alwyn, dit is so dat 'n mens seker maar 'n bietjie taktvol moet wees partykeer en partykeer is dit baie goed om nie taktvol te wees nie. As jy nou te veel takt aan die dag lê, dan dink ek nie hierdie baardberaad gaan baie lank hou nie. Ek dink mense hou daarvan dat die dinge partykeer 'n bietjie geroer word. Op my boekrak in my studeerkamer is daar nie geweldig baie nie, maar daar's 'n paar geskiedenisboeke. En ek gee ook voorkeur aan sommige boeke, omdat ek voorkeur aan die skrywers gee. En wanneer dit kom by die kwessie van diamante, dan was een van my bronne wat verbeek wat ek 'n besondere liefde voor het, is professor Dassenwil, professor Wiek Dassenwil. En die boekies wat hy geskryf het, het hy 'n onderwerp gevat en hy het dit baie deeglik beredeneer en deurgewerk. En dan in een van sy boeke sy titel is Die Groot Diamantroof. En in die boekie, as jy dit lees, dan kom jy agter anders as wat ander geskiedenisbronne amper net daarna verwys, maak hy pertinent melding daarvan hoe dat daardie diamantgebied van die boere van ons voorouers in die Vrystaat
gesteel is. Daar's nie 'n ander woord. Hulle het dit gesteel. Dit lê ook daarin dat hulle op 'n stadium gegaan het en vir die Vrystaatse regering 'n bedrag, as ek reg onthou, van £90,000 aangebied het en gesê het, nou maar goed, ons erken daarmee, ons het verkeerd opgetree, maar hier's vir julle so 'n kompensasietjie daarvoor. En dit was nie eers, dis nie eens 'n druppel in die emmer van wat die waarde daarvan was nie. So ja, mens word baie keer warm onder die kraag wanneer 'n mens hierdie goed skryf en wanneer jy dit lees en dis meer. Maar ja, ons hanteer dit maar bietjie meer taktvol dalk en dan en dan weet ons daar minstens ons het bietjie meer mense aan ons kant wat bereid is om te lees en die kennis op te doen. Ja, ek dink die bedrag wat hulle aangebied het was op daai stadium nie eers 'n dag se produktiwiteit of geld wat 'n dag gemaak is uit die diamantvelde uit, dag se opbrengs, is die woord wat ek soek. Wat hulle aangebied het nie. Maar ja, dit is nou nogal vir mense wat nou nie weet nie en wat nou nog nie geskiedenisboeke gelees het nie. Ons raak so vinnig daaraan. Die ou grense was vir die Oranje Vrystaat en tussen die kolonie was natuurlik die Groot Rivier, die Oranje Rivier, maar as jy nou hier afry en jy gaan Oranje toe om 'n bietjie daar te gaan kuier vir die mense daar uit Transvaal uit, sal jy sien as jy daar by Kimberley se wêreld kom, dan vertel hulle jou dis nou die kolonie. Dis nou deel van die Noord-Kaap. Maar dan moet jy nog etlike kilometers ry voor jy by die Groot Rivier uitkom wat dan nou Oranje sit net oor die Groot Rivier. En daai stuk gedeelte, daai grond wat jy alles van ry van Kimberley af tot Oranje as grond wat gesteel is deur die Engelse, omdat daar diamante geontdek is. So as jy weer daai pad vat, kyk sommer hoeveel kilos ry jy daar. Ek gaan nou jok as ek sê hoeveel kilos, maar dis 'n groot stuk aarde wat die Engelse sommer net vir hulle self toegeëien het. Ja, dit is ek is ook nie seker van die oppervlakte van daai gebied nie. Ek kan nie vir jou sê nie, maar dis in die vorm van 'n driehoek. Dis waar die Vaalrivier en die Oranje Rivier bymekaar kom en dan van daai punt af in 'n oostelike rigting. Dis waar Kimberley in daai driehoekie lê vandag en dis 'n groot stuk aarde. En as 'n mens dink in daai tyd £90,000 is nie dis net nie haalbaar nie. Ek bedoel dis net nie aan dat 'n mens dit moet aanvaar nie. Maar so moet 'n mens ook sê was daar baie ander onregte wat teen ons volk gepleeg is deur die jare. En as 'n mens nou daaraan dink dat ek is nou nie op presies seker, ek kan gou hier my boek opkyk, maar wie die president was in daai tyd. Ek is nie seker of dit Boshoff was of nie, maar hy het gesê kom ons vat hierdie £90,000 en kom ons woeker met hierdie £90,000 wat ons nou by die Engelse gekry het. En ons kyk wat ons kan doen om ons land op te bou. En hulle het nogal verbaasend baie reg gekry met daai bietjie geld. En dit wys sê vir my, gee vir my een van die wesenseienskappe van ons volk. Jy weet, as 'n mens kyk in dieselfde rigting, in dieselfde idioom daarvan, en ons dink terug aan die Reddingsdaadbond, en ons dink aan die Help Mekaar beweging na die 30er jare, toe ons volk so swaar gekry het, en hoe hulle nie bakkant gestaan het by die Engelse en gesê het, kom help ons nie. Maar hulle het eenvoudig gegaan en hulle het begin werk. En Dr. Kestel se lese in daai tyd was gewees, 'n volk red homself. So of jy nou £90,000 by die Engelse kry en of jy niks het nie en jy moet van onder af begin en of jou land is gevat in 'n sogenaamde demokratiese verkiesing, is dit geen rede om te gaan lê nie. En moet stadig maar seker weer gebou word, moet daar weer teruggekeer word. En om dit te kan doen, is ons geloof vir ons ongelooflik belangrik. En ons is besig op daai pad. Dit voel vir my, daar's besig om vordering te kom. As 'n mens kyk na die geloftefeeste wat weer bygewoon word in die laaste klompie jare, was die afgelope geloftefees
by die Voortrekker Monument gewees, 32.000 mense wat die dag daar opgedaag het. Dit groei, daar's iets besig om te gebeur. So ek wil amper sê, kom ons vat die klein bietjies geld wat ons het en die klein bietjie vermoë wat ons het, maar kom ons wend dit reg aan. Kom ons gaan vorentoe, want ek dink dis wat ons nageslag van ons sal verwag as hulle eendag terugkyk na die punt waar ons nou is. En ek dink ook dit gaan oor meer as dit, want dit gaan ook oor die uitleef van ons Christelike roeping, want ook ons verlosser stel hierdie eis aan ons om voort te gaan, sy evangelie te verkondig, sy boodskap van verlossing uit te dra en in dieselfde tyd ook Afrikaner volk te wees. Ja, ek moet nou sê, was interessant dat oom nou verwys na Prof Victor Dassenwil se boekie. Ek het nie geweet hy het 'n boekie geskryf oor daardie stukkie geskiedenis nie. Ek het van sy ander boekies hier op my boekrak, maar ek het nie daai spesifieke een nie, so ek weet nou wat gaan volgende op my boekrak beland. Ek sal 'n bietjie gaan soek vir daai boekie, want sy goed is gewoonlik goed nagevors met regtig baie goeie inligting en baie bronne en dis goed om te lees, soos oom sê, as jy baie wil weet oor 'n onderwerp in 'n klein boekie, is dit die skrywer om se goed meer oor te weet. So as iets hier jou oog vang en jy wil meer inligting, dan is dit 'n goeie wegspringplek. Ja. Maar oom gaan dan ekskuus oom, kom maar gesels. Nee, ek wil net byvoeg daarso, jy weet dat toe ek gewerk het aan my boek het ek was ek baie dankbaar geweest vir die bronne wat ek op my rak het. En ek wil graag nog 'n persoon noem. As dit gaan oor die groot trek, dan wil ek graag die naam noem van professor Gert Dievenage. Hy het 'n boekie geskryf oor 1836 en dan het hy 'n tweede een geskryf oor 1837, nog een geskryf oor 1838. 'n Ongelooflike navorsing wat hy gedoen het. En 'n mens in daai boeke het ek ook afgekom op goed wat ek ook nie geweet het nie. En ek het nou 'n paar mense gehoor wat terugvoer gegee het wat vir my gesê het, jy skryf goed daar wat ek nooit van geweet het nie. En dis maar net omdat ek op die skouers van reuse kon staan, soos professor Dassenwil en professor Dievenage en ander. Ja, ek moet nou sê, ek sien ons tyd hardloop nou met 'n spoed. Ons gesels baie lekker, maar dan gaan dit nou natuurlik oor die Eerste Vryheidsoorlog wat Majuba insluit, die Jameson inval. As ek so kort daaroor kan sê, ek was nou die dag was ek so nie ver van my af nie, is die kom ons noem dit nou maar die monumentjie, dis so 'n klipstapel wat lank terug 'n beeld of 'n bordjie opgehaat het wat hom vertel het dit was die Jameson inval, maar hy's nou vandag sit hy nou in Soweto en ek het nou die dag daar verby gery vir werk en toe stop ek gou daar en ek neem 'n foto af van die plek, maar as iemand nou nie weet dit is die Jameson inval se klippe nie, sal hulle nou nie weet wat se klippe staan daar langs die pad nie, maar ja, noodloos om te sê, die bordjie het al lankal seker in die skrootwerf beland en in daai area kan hy ook nie iets gaan opsit wat gaan hou nie, die ding gaan net nie hou nie, ek weet nie hoe moet hou maak nie. Iemand wat slim is, moet dalk vir ons daai antwoord gee, as hulle 'n plan vir ons kan gee, hoe kan ons daar by die Jameson inval se ding iets kan gaan opsit wat gaan hou, sal dit nogal gewaardeer word. Maar dan gaan oom nou natuurlik deur die Tweede Vryheidsoorlog en die hele gedeelte van die Vryheidsoorlog, die Hensoppers, Joiners, krygsgevangenes, en dan kom ons by vrede uit en dan gaan oom oor na die moderne era wat en die moderne era is half, oom begin hom nou al hierso by die Unie van Suid-Afrika. Hoe skryf oom Louis Botma skryf altyd, hy praat van die nuwe Suid-Afrika, hy sê daar was nou al 'n paar nuwe Suid-Afrika, so die Unie was nou op baie stadium was die eerste een. Wel ook nie, maar dit was een van die daaropvolgende nuwe Suid-Afrika's. En dan vat oom hom deur rebellie, Eerste Wêreldoorlog, Tweede Wêreldoorlog, die Republiek, en dan raak oom, ek hou daarvan volksliedere, volksmonumente, lys oom daar
so klompie en toe ek daarom deur hulle gaan, dink ek was daarom al by die meeste gewees, nog net nie by die in die kolonie nie, ek moet nog daarby uitkom. Maar en die Bosoorlog en dan 94 vandag en dan sluit oom af met wat van môre. So as iemand hierdie boek lees, dan is dit nou regtig van die begin van voorvolksplanting, hoe ons hier opgeëindig het, tot omtrent die hedendaagse geskiedenis, wat oom alles deurtrap en alles behandel. Ja, Alwyn, ek sien dat ons moet seker begin klaarmaak. En dankie wil sê dankie dat ek vanaand 'n bietjie op baardberaad kon verskyn. Al het ek nie 'n baard nie, jy weet. Ek voel nog half sleg daaroor, want my vrou het net vir my gesê, jy groei nooit weer vir jou 'n baard nie, want jy sal soos Kersvader lyk, en dan maak jy al die klein kindertjies bang. Maar in my hart is ek deel van die baarddraers, van ons voorgeslagte, en ons kan, as dit met jou goed is, ek het 'n klompie goed hier neergeskryf wat ons glad nie eens by uitgekom het nie. Ek was baie bevrees, 'n uur is te lank, maar dit was nie so lank gewees nie, dit was baie lekker, baie sterkte vir almal van julle daar by Baardberaad, die goeie werk wat julle doen, van my kant af, hou aan daarmee asseblief, en ja, miskien gesels ons eendag weer. Ouma, voor oom nou so beskeie, ek gaan nou probeer, ek het nou hier tot my ontsteltenis agtergekom, ek het nou nie 'n foto van die boek wat ek hier kan deel nie, ek het een wel aan die verwelkoming, maar vertel oom so lank en gee vir oom telefoonnommers en kontakbesonderhede, hoe gaan die mense te werk wat nou die boek in die hande wil kry, wat moet hulle doen om dit te kry? Dan gaan ek kyk of ek gou hierdie boek kan regskuif, dat die mense dan weet hoe lyk die voorblad. Nou maar goed, Alwyn, baie dankie. Ja, u kan net vir my WhatsApp stuur. My nommer is 082 922 332. Stuur net vir my 'n WhatsApp met jou naam, en dan sal ek al die besonderhede stuur van die prys van die boek. Die prys is R240, dan kom daar uit die aard van die saak nou 'n bietjie koerierkoste by, so R60 se koerierkoste, maar dan reageer ek daarop terug na u toe. As daar van u is wat sou belangstel om die boek aan te koop, maar dan moet jy daar in die Pretoria omgewing wees. My seun is woonagtig in Irene. Sy naam is Johan, en hy bly in Irene, reg langs die Irene Kampkerkhof. En u kan hom kontak by 069 550 7889. En dan kan jy met hom 'n afspraak maak, en dan maar daar is ongelukkig nie 'n kaartfasiliteit nie, maar die boek kan by hom gekoop word teen kontant. So dis die twee nommers. Alwyn, moet ek weer die nommers sê miskien? Ja, oom kan hulle weer stadig gee, en dan vir die mense wat nou kyk, ek het die prentjie daarom hier gekry, so julle kan sommer hierso op die skerm kyk hoe lyk die voorblad van die boek. Goed, my nommer is 082 922 332. En dan my seun Johan in Pretoria, 069 550 7889. Kan hulle die uitgewers ook skakel as hulle dalk nie in die hande kry nie? Ek dink nie Johannes hulle het op die oomblik eksemplare nie. Nee, hy het definitief nie eksemplare nie, so hy sal ongelukkig nie kan help nie. Maar enigeen van daai twee kan kontak ons maar, en ons reageer daarop. Ja, vir die mense wat dit nou so vinnig in die verbygang gemis het, as julle nou nie die kontaknommers het nie, kan julle my soos ouer gewoonte op wat sê die aap kontak, of 'n boodskap aanstuur, of na Boer Media, of wat ook al, en dan sal ons net die nodige boodskappe aanstuur, en dan sal ons seker maak dat die inligting by hom Connie uitkom. En dan wil ek ook sommer van my kant af baie dankie sê vir oom en vir die uitgewer. Ek weet ek het nou met Johannes gepraat wat my eksemplaar
blits vinnig hier by my uitgekry het en toe ek nog wil betaal, toe hoor ek hy het hom vir my persent gegee, so dit was nou 'n groot geskenk vir iemand wat lief is vir die geskiedenis en lief is vir boeke, kan mens nou nie 'n beter geskenk gee nie, so daar hoor die volk nou sommer, wat moet mens vir iemand vir sy verjaarsdag en vir Kersfees, as jy nie weet wat om te gee nie, is hierdie wraggies een van die beste goed om te gee. Nee, goed. Alwyn, baie dankie. Ek dink ons is klaar en ekskuus, jy wil sê? Nee, ek gaan net gou deur die kommentaar hierso. Ek sien Angelica het gevra of ons die boek kan ophou. Ja, ek het daarom die voorblad gewys, so ek is seker sy kan net 'n bietjie terugspeel op die video, dan kan sy gaan kyk daar. En dan ja, ek dink dis omtrent die van belang, en dan groet die res net en hulle sê baie dankie vir oom en vir die kuier, en van my kant af wil ek ook baie dankie sê dat oom die tyd gemaak het. Ek weet oom was 'n bietjie op oom se sene wees oor die tegnologie, maar ons het dit baas geraak en ja, oom hoef nou nie verskriklik bekommerd te wees oor die tyd nie. Ons steur ons altyd nie baie aan 'n horlosie as ons lekker gesels nie. Ja, nou maar goed. Dankie. Nee, baie dankie Alwyn, en dankie ook aan almal wat geluister het en kommentaar gelewer het, en alles van die beste en mooi loop. As hy dan hier van my kant af is dit soos ouer gewoonte, alles van die beste en groente op die plaas.